Dit klim 'n sekere seun, Devin Hofmeyer, op Facebook en hy vloek van my verskriklik. God skuif iets reg en ek bid dat Julius bekeer en laat Steve en hy op een platform Jesus gaan verkondig. As hulle sê hulle is by Loftus, die mense sal gaan. God skuif die goed reg. En toe ek dit eendag sê, dit klim 'n sekere seun, Devin Hofmeyer, op Facebook en hy vloek van my verskriklik. En van daar af as ek op die voorblad van die rapport beland, omdat ons duiwels uitdryf in Jesus naam, dan vloek hy my saam met 'n paar ander Christene en pastore. Dis interessant. Nie die sataniste nie. Ons het vanoggend praat ons met die hoofpriester van Satan. Hy het aangebied, kan ek jou tye regmaak? En ek het hom vanoggend gebel voor hulle, toe sê ek baie dankie, Alex, dat jy dit wil doen, en ek sal die geld gevat het by jou, want my God kan enigeen gebruik. Maar ek is baie lief vir jou, en ek is nou eers alright. Okay, interessant. Dan word ons gevloek deur party Christene. Maar die hoofpriester reik uit na ons toe om ons te help. Maar net ek sterf vanaand, hoor my mooi wat ek sê. En Devin vloek my en gaan aan. En 6 weke terug stap ek in Devin saam op 'n boot op Galilea. Saam op baie plekke, en hy gryp my vas. En hy sê, kan ek deel wees? En Andres doop hom, my seun doop hom, in die Jordaan. En mense klim op Christene. Hoe kan julle daai man by God kry? Wat gaan aan met ons Christene? Luister hier, as Zuma vanaand bekeer, is dit vir my fyn. Dis wat God wil hê. Wie is ek en jy so high and mighty dat hulle nie kan bekeer nie? Hy vra my 3 ure lank om verskoning. Ek sê jy hoef nie. En die Here gebruik hom kragtig. En gister het 'n woord uitgegaan. God gaan hom gebruik onder die Afrikaners. En gisteraand was ons lekker saam op die podcast en lekker gekyk. God skuif dinge reg. En een oggend gaan julle sien wat is al reg geskuif in Suid-Afrika. Maar ek gaan sommer namens jou praat. Okay. 1 jaar oud. Sy het nog die kleertjies. Eendag. Nee man, hoe oud was jy? Eendag. Nou 1 dag. Ek sê mos 1 dag. Dit is 1 jaar. Ek wou 1 jaar het ek dit gesê. Sy was 'n dag oud. Dan draai haar toe in kleertjies haar mammie. En sit daar. Ek dink die mammie het die kos gehad. So soek nog vir mammie. En sy sit daar onder 'n bos. En mense loop verby en hulle hoor hierdie kindjie huil. Sy is verskriklik. Maar in elk geval. En die mense maak haar groot. Hallo daar in Australië. Sê hallo vir hulle. Hallo mamma en papa. Van Rensburgs? Okay. En dis ook maar van Rensburg. Sy sê coconut. White inside en black outside. Okay. Luister hier. Mense wat haar hulle ontferm het oor haar. En sy gaan vir God werk. 'n kind wat verwerp is onder 'n bos. Stel Jesus in belang. Jy's pragtig. Dankjewel. Jy's pragtig, pragtig. Okay. Wat doen aan hier? Kom ons gaan nog so, gaan maar eers. Ja, vat eers weer 'n wittetjie voordat ek by hulle kom. Okay. Kom. Sê jy iets, jy het net 2 minute. Ons kan nie vanaand laat diens hou nie, die mense moet huis toe. God is goed. Die duiwel is veilig goed. Okay. Eerlikwaar te sê, ek was in 'n slegte kring gewees om stadium ook in my lewe, as gevolg van vriende. En ek dink as gevolg van vriende sou baie van die goed in my lewe nie gebeur het nie, maar is 'n les wat ek geleer het. Maar jy was ook een van die vriende. Okay, gaan.
En my broer was ook op 'n stadium betrokke, maar Kom ons laat hulle nou eers uit. Die familie vanaand. Ek het nou regtig te veel progresbriewe by hierdie tyd. Oor die poppie ek. Almal wil my net aankla. So kom ons praat net oor jou. Okay. ja. Vriende is 'n baie kragtige ding. Verkeerde vriende, slegte invloed. Maar ook jy kan jou invloed op hulle ook sit. So ja. Ek weet nie hoekom nie, maar ek stres baie. Ja, wat ek het baie tyd. Ek lei hulle op as hulle so ry, hulle raak pastore. Hierdie man leer vir 'n pastoor, so ek is opgewonde. Maar as maar seer wat nog manifesteer uit moet kom. So ons steek niks weg nie. Ons sit hier voor op die gras en sê jy moet presies so praat en so praat. Ons is nie plastiekie. Ons maak liewer foute. En daarna herstel ons dit, maar ons is nie plastiekie. Amen. Ek hoor hulle sê ek is 'n valse profeet. Hulle het nou die dag hou hulle 'n verkiesing. 'n klomp mense op Facebook en hulle kies tussen my en Greta Wit en om Angus wie is die valste. En ek wen. Ek stuur vir hulle 'n boodskap daar. Ek sê ek kon nie eens 'n boekprys op skool wen nie. Ek is so excited. En om Angus kom tweede en Greta derde en ek wen. Ek bel vir my, ek sê ek het gewen. Okay, maar in elk geval. Dit daar gelaat. So, maar okay. Is jy nou reg? Kan ek 'n vraag vra? Wat sien jy in jou toekoms saam met Sol? Okay. Sofa School of Fire. Wel ek was baie stout geweest daarso. Ja, jy vir hy goed te vertel. Ons gaan nou nie hy goed. Maar as gevolg van School of Fire het ek 'n verlede gedraai in iets wat ek kan gebruik om mense te kan verander, mense se hart te kan aanraak. As wat is wel ja. Mens al wat is wel. Ek het 'n geleentheid op. Ek is 19 jaar oud en ek kan sê ek gaan 'n pastoor word. Ek kan jou omnêrg. Jy weet vanaand jou gruwelooslike goed uithaal. As ons nou hier moet vanaand praat, dan moet ons nou spog oor sonde. Ja. Nee man, ons spog oor die bloed van Jesus. Hy dis voor. Laat sy gee lekker aan 'n klap. Ek weet nie, moet ek jou nie mic gee nie. Moet hy? Okay, praat klaar. Jy kan nie lang praat hè? Kom. I wil net sê dat die Here mens uit baie diep donker plekke uit kan haal. Veral wanneer jy dink jy's in hierdie donker gat en jy kan nie uitkom nie. Ek het vir die laaste 3-4 jaar my verhouding met my familie so erg beskadig. Ek het gedink ek kan hier uitkom nie. Help my. Ek het gedink daar's geen manier waar ek dit kan fix nie. Toe stuur my ouers my sof toe. En Desember het ek vakansie toe gegaan. Alles is beter. Die Here het En volgende week sien jy jou ma aan die kant. Sy maak haar ma maak die broodjies. Wat julle so in Ensinkaraat se eet. Sy sê gister vir haar ma, dis nie 6,000 nie, dis 8,000 toebroodjies 'n dag. Ja, en ons kry glo broodjies. Dis nou seker die 3 dae ou brood wat. Dis altyd die top Maar kwaliteit. okay, maar hoor gee iets wat ek wil sê oor hierdie kind. Sy 3 jaar oud is en 'n kind onthou. Onthou sy hoe hier mense staan en 'n welsynsbeampte tarief vat. Mense as jy 'n welsynsbeampte is wat luister, kry, ek weet daar's pragtiges vir julle, maar kry empatie. Kry 'n bietjie belangstelling, kry 'n bietjie liefde. Moenie net 'n job hard doen nie. Vat haar aan die handjie, stap oor en sê hierdie is jou volgende ouers. 3 jaar oud. Maar dit is goeie ouers, so ons dank die Here. Okay, mense het seer daar buite mense. Ek en jy moet die seer. Kom bietjie. Ek sien Bradley sit vanaand. Hy's bang. Luister, ek julle al 'n colored uit die Noord-Kaap gesien. Dis rof, joh. Dis nou hulle wat met die Kaapie messe loop. Luister, hierdie enetjie was nie stout nie. Ag, ons almal was stout. Ja.
Maar sy was nou nie dwelmverwant en goed nie. Sy was kom leer vir 'n sendeling en ons is baie trots op haar. Vertel 'n bietjie. So ek het reguit uit matriek uit, sommer by SOF aangesluit, School of Fire. by School of Fire aangesluit. Maar ek wil nie vandag oor myself praat nie, ek wil net vir julle 'n bietjie bemoedig. In Matteus 28 vers 19 gee die Here vir ons opdrag, gaan na alle nasies, maak hulle my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So wat ons doen as ons op uitreikings gaan, ons volg daardie opdrag, maar ek wil net sê, dit is nie net vir ons nie, dit is vir elkeen wat hier so sit, want God het 'n roeping vir elkeen van julle. Elke Christen. En in laasjare gee die Here vir my die skrif, baie is geroep, maar man is uitgekies. En ek vra die Here, hoekom is dit so? En die Here sê, want nie almal antwoord op die roeping wat jy op hulle lewe sit nie. So wat kies jy vanaand? Gaan jy die roeping antwoord, gaan jy dit doen wat die Here jou voorgeroep het, of gaan jy sit in die gemak van jou sitkamer? Dit is my vraag vir jou. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Pop en Gospel is waar die tekke die deur slaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Nou het jy die ouetjie hier voor ons in die Khoisan. Dis nie 'n kaler, dis 'n Khoisan. Van die Kalahari. Maar toe maar, ons gaan nou nie vanaand oor hom praat, hy is 'n pastoor. Ek is baie opgewonde oor hom. Ek loof God, sy pa was 'n wat is die 'n redberei. En as ek sê hierdie kind moet leer vir pastoor, dan sê sy pa nee. Ek dank vanaand sy pa is nie meer 'n redberei nie. Maar okay. Ons gaan nou nie al ons goed vertel nie. Ons gaan net dankie, jy kan gaan sit, hoor. Kom sê vir die mense, kom maar julle saam. B-E-E. Okay, is dit hoekom? Ons vat sommer. Luister die mense, as jy nog in 'n plek is, waar jy hoor gou, daar's swartes wat strooi aan jag hier lang. Hulle is korrup. Maar kan ek vir jou sê, 'n spierwit het nou die dag 500 miljoen rand help verduister, dat ons nie die beeste en goed kan doen nie. Ek het maar net 'n klomp varke, en my krokodille soekie, hulle ek sien nie, maar die feit is, my krokodille eet skape wat van die slagpaal afkom. 'n Krokodil is 'n Christelike dier. Hy stry nie oor die doop nie. Vat jou water toe. Ons boer met krokodille, maar kom hier so. Kom. Julle moet nou vinniger praat, ons wil klaarmaak vir die aand. Okay, jammer, ek het nie so interessante stories soos hulle nie. Ek was nie gelos nie. Ek het nie my pa geken nie. En was jy nie gelos nie, maar jy ken nie jou pa nie? Ek ken my pa nie, maar my ma het my nog steeds gehou. So ag, dis mooi. Dis mooi. Okay. En toe was hom, maar ek het 'n oupa gehad wat na my gekyk het. Hy was soos my pa gegaan en toe word hy weer gaan vermoor toe hy vir sy geld so en ek het nie oor daai issues gekom nie. Ek het nie geweet hoe om met my eie sake, my eie gevoelens was na hom
te werk nie, toe gaan ek in depressie in, en soos ek in depressie gegaan het, ek verkeerde vriende gekry, verkeerde groepe mee gemeng, en toe was het down spiral van daar af, toe dit gaan net slegter en slegter, tot ek begin dink het, ek is 'n slegte persoon op aarde. En toe wil ek niks gedoen het nie, ek wil niks gewees het nie, en toe stuur my ma my na School of Fire toe, sof. Hoekom stuur julle ouers almal julle as julle soos na my toe? Waarom hou hulle julle nie? Maar okay, praat maar. Van oom Roos het gewet dat almal wat daar opgaan, gaan stellinge word. Okay, gaan op School of Fire, en toe ek was toen met klap van my lewe daar so, want my ma het my gelieg en my gesê, dis 'n werkopportunity. Ek gaan daar sal leer hoe om ek gaan daar leer hoe om verskillende werke te doen. Toe kom ek daar, toe moet ek lesings doen. Het jy nog nie gewerk? Het jy nog nie oor krokodille geleer nie? En oor varke en goed nie? Nee, maar imagine my surprise. Ek het daar opgedag, ek gewerk, en nou toe doen ek lesings. Yes. Dat is pragtig. Dit was 'n verskok. Het dit gewerk? Dit het gewerk. Ek het was om verbeter. Ek weet nou regtig hoe om te werk actually. Weet om te weld, weet om was om tagga te meng, weet om was om krokodil-eiers te steel van die krokodil af. Dis dit is nie 'n joke wanneer 'n krokodil mam op jou afhardloop terwyl jy eiers steel nie. Okay, glo my. Daai ding is erg. Maar dankie, dis my getuienis. Dankie. Ryan, het jy vir hulle gesê jy het gestaan en gly? Toe die krokodil kom. Yes. Okay, kom los dit. Okay, volgende, kom gou. Ek jy reg iets, jy wil sê. Waar bly jou ma en pa? Het jy ma en pa? Okay. Ja. Maar net dieselfde vanaand hier. Ja. Okay. Ja, nee, ek het twee pare ouers gekry. My ma en my stiefpa, en dan het ek my pa waar ek heiliglik by bly in die Kaap. Maar ja, ek het nou nie die van het beste lewe gehad nie, maar ek is deel van 'n tweeling. Ek het vanaf ek 12 is, toe ek na Omrooies toe gestuur aan School of Fire toe. Ja, toe word ek 13 dae, ek het 'n jaar al spandeer. Ek het interessantheid gevind in 'n sendeling word. My planne was om my volle kursus by Omrooies te doen en sendeling te word en te begin werk saam met die span. En gelukkig het dit toe nie so uitgewerk, ek is terug huis toe. Vir so 3 jaar, toe loop goed weer nie baie goed in my huis nie. Ek is toe weggestuur vir my sussie, weggestuur vir my ma af. My stiefpa soek my nie met die huis nie. Toe het ek 'n jaar spandeer met my pa, weer eens skool het bad gegaan, slegte vriende, slegte alles. En ek het toe net eendag besluit, ek kan nie meer nie, ek moet terugkom sof toe. Ek is toe terug sof toe en dadelik, ewe skielik gaan my lewe net 100 keer beter. Ek het mense wat ek geken het van die vorige keer toe ek daar was, wat dadelik my weer bygestaan het, dat ek weer gevoel het ek is tuis. Al is daar weer 100,000 vreemdelinge, ek het tuis gevoel met die 3 mense wat ek wel geken het. En ek is uiteindelik laas jaar gedoop, en ek het, in die einde van die jaar het ek 'n plek waartoe ek kan gaan en sendingswerk uiteindelik kan doen. Ek gaan die jaar my studies klaarmaak, ek wil die jaar georden word en uitgestuur word, om uiteindelik 'n sendeling te wees waarvoor ek baie lank verwag en werk. So ek is baie happy om te weet dat my lewe uiteindelik beweeg waar ek het wil hê. Ons is baie trots op jou. Dis een van die kinders wat werklik 'n plesier is om daar te hê. Ons is baie trots op jou. Ek wil net vir ouers sê, en ek gaan nie vir jou ouers dit sê nie. Ouers wat nie julle kinders wil hê nie. Dan doen hulle ons wil hê. Ons wil hê. Dan doen hulle. Ek word eendag deur 'n pa gebel, die kind is 28. En hy vloek my, hy sê, my kind is al 'n week by jou en hy het nog nie gechange nie. Ek sê, pa, hy was 28 jaar by jou. Ja. Ons het baie keer nie kinderprobleme nie. Ons het ouer probleme. Hoor julle? Ons het baie keer nie kinderprobleme nie. Ons het ouer probleme. Maar ek wil nou nie jou eerste aand wat jy van 2016 af kom kuier het, wil ek nou nie omkrap nie. Want dit is nie jou skuld dat hy so uitgedraai het nie. Ons gaan nou praat. Ons wag hom tot laaste. En dan gaan ons huis toe gaan. Dis pragtig, en sit. Kom mense gou. Nou gaan ek julle vinniger deurvat. Almal hoef nie te kom nie, is hy die laaste. Okay, kom net eers as jy of wil ek laaste vat, wie's daar? Okay, is julle klaar? Kom jy net gou hier, Andries, ek wil net ietsie sê. En jou vrou. Andries en sy het gisteraand haar
eerste sertifikaat gekry en Andries het sy 3 jaar diploma gisterand gekry. Nou, ons het amptelik altyd die eerste naweek van Desember daardie tipe goed. En ek hoop eendag sal Tommy kom en ook daar, hy en sy vrou. Maar, weet jy, gisterand kom hy en hy woon die podcast by, en die mense het lekker eet goed daar gesit. En ek dink by myself, kom ons orden die ou nou, wat sal ek nou môre gaan goed koop, om lekker te eet? Hier is om alles. En ek wil net vanaand sê, dit was vir my voorreg, en ek bel hulle, laasweek, ek sê, kom daai aand, en ek wil julle treat die eerste aand, dat julle pastore raak. Ek wil hulle treat. En hulle het toe by BP Karaats op die parking geslaap. Ek het julle getreat. Julle gaan nooit vergeet, toe jy pastoor raak die eerste aand, toe slaap jy op die straat. Geef hulle lekker aan 'n klap. Ons moet bietjie anders te raak. Mense hoor gou mooi, ons moet bietjie anders te wees. Ons moet nie normaal wees nie. Jy is 'n bietjie anders te. Hy gaan nooit vergeet. En nou baie keer as ek pastoor raak, dan wil ek eintlik môre aan die 5-gang maaltyd eet. Nou is niks fout, ons mag. Maar hy dit gebruik, is jy laaste? Ja, kijk zo. Nou kom gou hier. Jy's nie 'n student nie, jy's 'n pastoor, evangelis, hoe staan daar? Bring daai ding. Ek voel meer geroep ons twee. Kijk. Ons gaan nie vanaand alles praat nie. Maar ons bid nou al, ek en jy van 2016, en dis jou maande diens kry. Ja, So vanaand gaan ons 'n bietjie die dinge ooprak, nee. dat is recht zo. As hy hardloop is jy reg om te duik. Kijk daar kant toe. Kooi jy. Ons gebruik vir my as 'n vriend. Hoor gou eens. Okay, nee, spot sommer. Weet jy, ek wil vanaand vir julle sê, jy kan sê, wat was jy? Ek wil nie jou uitklee in die openbaring, maar wat was jy? Laat mense net hoor. Ek was satanist geweest. Ek was 'n kardief geweest. Ek het gewere gesmokkel. Waar is my kar sleutel so by my? Nee. Okay. Ek het dwelms gesmokkel. So ek was 'n regtige besige man geweest op my tyd na skool geweest vir 'n hele ruk. Ek het hierdie mense voor my 'n baie harde tyd seer gegee. gemaak. Baie. My oupa was in die weermag geweest 2013, my matriekjaar, toe skiet hy homself. En dit was 'n verskriklike blou vir die familie geweest. En hy het 'n brief geskryf en die brief het baie seer veroorsaak. Mens dink jy altyd wat jy sit op wit en swart, hoe seer dit kan maak, jy verstaan. En hy moes regtig deur baie dinge gegaan het om deur daai te werk. So voordat jy altyd iets vir jou mense of jou kinders agterna laat, maak seker dat dit iets positiefs is. Maar die Here het my uit 'n verskriklike diep gat kom uithaal. Ek wil uit vanaand sê, deurdat hy gekom het, het ouma begin studeer. En klaargemaak ook. Sulke goed, ek het baie talle ouers wat vandag pastore is, wat hulle kinders kom aflaai het, vir drugs of iets, wat vandag pastore is. God werk sy maniere. Okay, vandag was awesome geweest actually. Dit was gevul geweest met verrassings, lekker eetgoeders. As julle kan sien, I'm a little bit fat, getting a little fat here. Okay, maar ja, ek dink vanaand was amazing geweest. Here het gewerk hierso. Amazing testimonies en goeders wat uitgekom het. En dan dink ek môre gaan nog awesomer wees. Ek kan nie wag om te sien wat die Here gaan doen daar nie. Ja.